Ek wil die Here loof, ek sal die Here loof, met my hele hart sal ek die Here loof. Ja, ek sal die Here loof, ek sal die Here loof, met my hele hart sal ek die Here loof. Halleluja, ek sal die Here loof. Ja, ek sal die Here loof, met my hele hart sal ek die Here loof. Halleluja, ek sal die Here loof, ek sal die Here loof, met my hele hart sal ek die Here loof. Prys die Here, ja, ek sal die Here loof. Ja, ek sal die Here loof, met my hele hart sal ek die Here loof. Prys die Here, ja, ek sal die Here loof. Ja, ek sal die Here loof, met my hele hart sal ek die Here loof. Halleluja, ek sal die Here loof, ek sal die Here loof, met my hele hart sal ek die Here loof. Yes, halleluja, prys die naam van die Here. Dankie Here Jesus. Amen. Onse Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word, laat U koninkryk kom, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op hierdie aarde. Baie dankie dat ons hierdie voorreg het om U te kan ken, Verlosser, die Saligmaker, die Redder. Ja, dankie Here Jesus. Deur U bloed kan ons in hierdie dag net aan U al die eer gee, want alleen deur die kosbare bloed kan U ons loskoop en dan kan ons weergebore word, sodat ons waarlik U kinders kan wees. Aan die Here gee ons al die eer vir sy onfeilbare woord. En Here, laat ons by die woord sal staan, by die woord sal bly en altyd sal luister en gehoorsaam wees aan die woord van die Here. Dis die grootste vereiste wat daar is. En Here, dankie dat ons kan deur U genade kan ons die woord van die Here dan volg, soos die woord van die Here wil hê ons met U volg. Baie dankie dat ons kan nie uit jouself lewe nie, Here, maar ons lewe in en deur U. En ons eer U dat ons U woord kan ken deur die Heilige Gees wat ons leer en lei in die hele waarheid. Baie dankie vir hierdie dag. Ja, Here Jesus, wanneer ons na U woord gaan luister, dat elke ene se oor bestryd sal wees met die bloed van die lam en laat elke oor sal hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Here, wat U die Heilige Gees gegee, gestuur en hy sal ons leer en lei in die hele waarheid van die woord. En daarom, Here, wil ons vra dat die Gees van die Here waarlik in ons lewens sal indring, sodat ons sal doen wat die woord van die Here sê en dat ons kan luister na dit wat die Heilige Gees ons inleer en lei. Eer U daarvoor, seën ons elkeen nou in Jesus naam en ons prys U daarvoor. Amen en amen. Prys die Here en ons is so dankbaar om hierdie dag saam te wees. Groet u almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Dank die Here vir 'n voorreg dat ons weer hierdie evangelie van vrede kan verkondig oor Joy Gospel Radio. Ons eer die Here vir die werk wat Pastor Barry en sy vrou Christel doen en almal wat help. Dank die Here dat ons nog 'n plek het en 'n
platform het waarop ons die evangelie van vrede kan verkondig, sodat ons kan verstaan wat die woord van die Here vir ons sê oor die evangelie van vrede en wat dit alles behels. En dank die Here dat ons hierdie voorreg het dat ons deel van Pinkster kan wees. Ek is Pastor Flippie Gerber en my telefoonnommer is 082-874-1705. En ek sê dit altyd weer sê, dat dank die Here dat ek is in Pinkster ingebore deur die wedergeboorte. En ek dank die Here, nie net gebore nie, maar ook lewend gebore. Daar is baie mense wat sê hulle is weer gebore, maar hulle is mors dood. Dank die Here dat ek lewend gebore is. Nou ja, as 'n mens lewend gebore is, dan raas 'n kind. Is nie waar nie? Van 'n oomblik dat 'n babietjie die eerste keer skreeu, dan raas hy altyd. So, halleluja. Dis wie ons as Pinksterkinders is en ek dank die Here daarvoor. En ek dank die Here dat ons die Pinkster waarheid kan verkondig. Waar die Pinkster waarheid? Die Heilige Gees is die Gees van die waarheid en hy sal ons leer en lei in die hele waarheid. Dit is Pinkster is die uitstorting van die Heilige Gees en hierdie twee gekom by mekaar gebring en verbind, kry ons die Pinkster waarhede. Halleluja. Jy hoor baie van die leer van die apostels, jy hoor baie van die lering van die ene en van daai ene reg oor die wêreld en wat hulle alles uit die woord uit van die Here uithaal ensovoorts. En ek wil net dit sê dat dis beter om vas te hou aan die lering en leiding van die Heilige Gees in die hele waarheid, as om vas te hou aan die leer van die apostels. Ek verkondig dit en dit wat hulle geskryf het, dit is wat die Here self ook verkondig het. Hulle het net uitgebrei daaroor en alles bevestig wat die Here Jesus gesê het. So aan die einde van die dag gaan dit oor een ding, ons kry die leer van die apostels en ek meen maar Christus is die fondasie en die fondasie van die apostels is Christus. Halleluja. Want sonder Christus het die apostels geen fondasie gehad nie. So die leer van die apostels word op Christus gebou. En dan natuurlik ons wat gered word en predikers word en selfs net kinders van die Here is in die algemeen. Ek meen ons bou op dieselfde fondasie. Halleluja. En dit is wat vir my so wonderlik is en daarom sê die woord dat ons elkeen moet ons self opbou tot 'n lewende steen in Christus, tot 'n geestelike huis. So ons moet bou, maar ons moet onsself opbou hoe uit die woord, want Christus is die fondasie. Halleluja. Ons het laas keer 'n bietjie gepraat oor dat baie belangrik en dit is dat as die Here met jou praat oor iets, maak nie saak wat nie, dan soek dit in die woord. Moenie net 'n versie of twee vat die hele woord. Want wat ek wil sê is dat iemand het gesê, ja, maar praat die Here met jou in Afrikaans? Sê, ja, sê, want dit is wonderlik. Ja, dit is wonderlik. Nee, want vir die Engelsman praat die Here in Engels. Ek wil dit net weer vinnig noem, want daar's 'n baie interessant ding wat ek nou nie genoem het nie, en dit is dat daar is 'n gawe van tale. Dit meen die Heilige Gees kan in een oomblik sonder dat ek 'n taal ken, kan hy in 'n diens of waar mense teenwoordig is, kan die Heilige Gees deur my Grieks praat, Hebreëus, dit wat ek glad nie ken. Dis wie die Here Jesus is. Halleluja. Dis wie die Heilige, dit is wie God die Vader is. Prys die Here. En dan natuurlik wat baie belangrik is, dat die woord sê dat in die laaste dag spreek hy deur sy seun. So die leer van die apostels. Halleluja. Is dit wat die Here Jesus deur hulle spreek. En die Here Jesus gaan nie verskillend spreek as wat hy alreeds gespreek het. So dit maak nie saak waarheen jy gaan nie, en soos the New Apostolic Reformation. Ek meen dit is niks. Ek meen 'n naam is niks. Dit beteken niks. Halleluja. Want
Hulle dink hulle is besig met die leer van die apostels en ongelukkig vergeet hulle die leer wat Christus self kom leer het, en hulle vergeet dat die Heilige Gees ons leer inlei in die hele waarheid. Halleluja. Nou is hulle weer by die leer van die apostels. Nou is almal weer apostel. Wat 'n tragedie. Halleluja. Dan gaan die woord van die Here natuurlik wat ons laasweek ook gehoor het, en dit is dat Adam en Eva is versoek, wat ons gehoor het, is versoek. Eintlik Eva is versoek deur die duiwel uit die woord van God, deur die woord van God. En toe sê hy vir haar sekere goed wat haar oë laat oopgaan en sy welles en begeerte na vore bring. Nou, die oomblik toe Adam sê vir Adam van die vrug gee om te eet, ek meen, toe word selfs Adam se welles en begeertes in hom bevrug, en dit lewer op dat die mens met welles en begeertes rondsloop en dat dit in hulle vlees woon. So die een is direk deur die vyand en die ander een is direk deur 'n mens na die volgende mens. En hier is 'n baie interessante ding. En dit is dat Eva het gesê die lus vir die oog en 'n begeerte om verstand te kry. Die boom van die kennis van goed en kwaad. Ek wil verstand hê. Sy het in daardie oomblik nie besef dat sy dit wat sy nou sê om verstand te verkry, dit gaan haar verstand beperk. Halleluja. En die lus van die oog, dit word ook beperk. Want jy kan nie die volheid van dit, hoe kan ek sê, uitlewe, soos wat sy dit gehad in die tuin, saam met Eva, saam met Adam, sonder dat daar enige gemeenskap was, sonder dat daar enige, sy kon begeer om enige vrug te eet in die tuin. Adam kon dit begeer. En wat interessant is, die begeerte wek wel lus op. Dit meen sy begeer om van een vrug te eet, en sy het lus vir daai vrug, en die begeerte werk saam, of sy het 'n begeerte en die lus werk saam, en dan gaan eet sy van dit, sy en Adam en Eva. Nou, dis die beperkte lus en begeerte wat die Here vir die mense gee. Dis beperk. Maar toe sy uit haarself begin en sê, ek lus om van te eet en 'n begeerte om wysheid te verkry, toe wil sy haar dit wat sy het, lus en begeerte, sy wil dit vergroot en verbeter, sodat sy soos God kan wees. En dit is waar die mens sy grootste fout gemaak het, maar ons sien vandag is maar nog presies dieselfde. Mense het altyd 'n begeerte om meer as 'n ander een te hê. As die ene Grieks leer, moet ek dit ook gaan leer. As die ene Hebreëus leer, moet ek dit ook gaan leer. Ek meen, die begeerte is altyd daar om dit dieselfde te gaan doen en nog beter te kan doen as die ander een. Dis eintlik afguns en jaloesheid en naaiwer ensovoorts wat besig is om plaas te vind vandag. So, ons moet dit baie duidelik verstaan. En dan natuurlik is dit belangrik om te weet wat Jakobus gesê het. Jy het al reeds daaroor gepraat, maar ek wil net gou teruggaan na Jakobus toe. Hy sê in Jakobus die eerste hoofstuk. Hy sê dit 13de vers, en laat niemand as hy in versoeking kom sê ek word deur God versoek nie, want God kan deur geen kwaad kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy niemand nie. Baie keer gewonder, toe die Here Jesus op aarde was, het hy gesê, waak en bid dat jy nie in versoeking kom nie. Die versoeking wat die Here Jesus deurgegaan het vir 40 dae, 40 nagte. Die laaste 3 versoekinge wat in Matteus 4 opgeskryf is van die eerste vers af. Nou, versoekinge. Selfs die Onse Vader gebed, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. So, daar is versoeking, maar daar is 'n verlossing van die bose. Dis die tweede. Maar wat hier belangrik is, God kan deur niemand versoek word nie. Hoe is dit dan moontlik dat die Here Jesus deur die duiwel versoek is?
Hy is God die Seun. En die woord die waarheid gepraat hier in Jakobus, ja, Jakobus het presies geweet wat hy sê. Dat God kan deur niemand versoek word nie eers deur die duiwel nie. Maar die woord sê vir ons in die Hebreërs dat die Here Jesus het daaraan gedink dat die kinders is vlees en bloed en om hulle te bevry moes hy vlees en bloed deuragtig word. Dit meen hy moes mens word. En die mens Jesus wat ons verkondig is die seun van die mens. Christus wat binne in Jesus gewoon het, hy is die seun van God. Maar hy as seun is aan ons gegee en ook 'n kind, dit meen 'n mens 'n kind aan ons gegee. En hierdie twee is verenig in homself, net soos ons. Ek is Flippie Gerber, maar wanneer die Heilige Gees in my kon woon, of die Here Jesus kon woon in my, en saam met die Vader, wat het ek? Halleluja. Dit meen ek as mens word hier in my, word ek as mens verenig met die God, Vader, die Seun en die Heilige Gees. Halleluja. En dis wat gebeur het met Christus. Christus, die Seun van God, het aarde toe gekom, en daar's 'n liggaam vir hom voorberei, Jesus Christus, wat die Seun van die mens is, en hierdie twee is verenig op aarde. En nou gebeur hier 'n interessante ding. En ek gaan gou net daarso na Matteus 4 toe blaai, en vir u dit lees. Dis seker een van die bekendste gedeelte in die woord van die Here, maar ek wil dit graag vir u lees, want hier is wat werklik gebeur het. Kom ons kyk 'n bietjie. Hy sê die 4 hoofstuk van Matteus, eerste vers. Toe is Jesus deur die Gees weggelei die woestyn in om versoek te word deur die duiwel. Daar is niemand wat God kan versoek. Maar deur die Gees is Jesus weggelei na die woestyn toe om deur die duiwel versoek te word. Hy wat die seun van God is en die seun van die mens. Maar niemand kan deur God versoek word. Halleluja. Kom ons lees gou verder. En nadat hy 40 dae, 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as jy die seun van God is, sê dat hierdie klippe brode moet word. Ek wil net hier so stil staan. As jy die seun van God is. Die duiwel wys uit dat die seun van God, en hy sê eintlik, ek sal God versoek. Maar die probleem is, die liggaam van Jesus. Daar sal versoeking sy pad langs kom. En dit meen die duiwel het die seun van God wat in die vlees is, wat die seun van die mens is, die duiwel het hom kom versoek. Dis net soos in die tuin, deur sy listigheid het hy by Eva uitgekom en haar versoek om anders op te tree as wat die woord sê sy moet optree. Dit meen om die woord van God eenkant te stoot en na sy woorde te luister en dit aan te neem. Halleluja. Wat gebeur? God het nie die Adam en Eva versoek nie. Die duiwel het dit gedoen. God versoek niemand nie en word deur niemand versoek nie. Maar omdat Christus vlees en bloed aangeneem het, nou word hy 'n teken van versoening deur die duiwel. Want hy's in vlees en bloed. Hy moes eers vlees en bloed raak sodat die duiwel self die Here Jesus kan versoek, die seun van God. En nou gaan die woord verder en hy sê, laat hierdie klippe brode word. Maar hy antwoord en sê, die Here Jesus sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Dit meen, alles wat die Here sê, daardeur sal die mens ook lewe. En hy gaan verder en hy sê, en toe neem die duiwel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan. En sê vir hom, as u die seun van God is, werp u af, want daar staan geskrywe, hy sal sy engele aangaande u bevel gee, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien
die voet teen die klip stamp. Wat doen die duiwel? As hy die seun is, maak van hierdie klippe brood. En toe kom hy met die volgende. En dit is, hy versoek die Here Jesus. Deur wat? Daar staan geskrywe. Wat het hy vir Eva gesê? Het God gesê. Dit meen, kan net sowel sê, daar staan geskrywe. Julle mag nie van al die bome in die tuin eet nie. Halleluja. Hy sê nie, julle mag nie van daai boom eet nie. Hy sê, julle mag nie, julle mag nie van al die bome eet nie. Dit meen, daar is een boom waarvan julle nie mag eet nie, so julle kan nie van al die bome eet nie. Dit is sy taktiek, om Eva te versoek, deur sy listigheid. En Eva daarvoor geval, en hy kom by die Here Jesus, en hy versoek die Here Jesus. En wat hier gebeur is, met die Here Jesus wat versoek is, het die bewys na vore gekom, dat omdat die Here Jesus die Seun van God is die duiwel die enigste een, wat versoeking na vore bring. Nie die Here Jesus nie, nie die Vader. Maar omdat hy mens was, kon die duiwel hom versoek. En omdat ons nog steeds mens is, word ons deur die duiwel versoek. Halleluja. En Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Halleluja. Hier kom die wonderlike dinge. Wat sê die Here? Jy mag die Here jou God nie versoek nie, want God word deur niemand versoek nie. En self versoek hy niemand. Dit meen, ek versoek jou nie. En die Vader sê vir sy seun, dis nie ek wat jou versoek nie. Dis jou vyand. Eva, Adam, dis nie ek wat julle versoek nie. Dis die duiwel. Hy bly die versoeker. Halleluja. En daarom sê die Here Jesus, want hy het geweet dat God versoek niemand en niemand kan God versoek nie. Die Here het dit geweet en daarom antwoord, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duiwel hom saam na 'n baie hoë berg en wys hom al die koninkryke van die wêreld en 'n heerlikheid. En sê vir hom, al hierdie dinge sal ek u gee as u neerval om my te aanbid. Hier is die grootste probleem van die hele kerkwêreld, van elke wedergebore kind van God. Die oomblik wanneer hy versoek word deur geld en rykdom, is daar 'n probleem. Halleluja. Die duiwel sê, ek sal jy al die koninkryke gee. Hy weet dat hierdie koninkryke, die Here Jesus gaan hulle almal oorneem, en dit op die einde van die dag sal hierdie hele wêreld die koninkryk van die Here Jesus wees. Dit sê die woord ook. Maar wat baie belangrik is, en hy gaan verder, toe sê Jesus vir hom, gaan weg, Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. En daarna het die duiwel hom laat staan, en daar het engele gekom en hom gedien. Halleluja. Dit is vir my so wonderlik, wat ek laas keer ook al gesê het, en dit is dat God het ons toegerus met 'n wapenrusting, om te kan staande bly teen die liste van die vyand, en ons het nou uitgevind, die liste van die vyand is eintlik, hy versoek jou met God se woord. Net vir een oomblik. Die seun van God, wat die woord van God is, kom uit die woestyn, daar waar die duiwel hom vir 40 dae, dit sê die woord ook, 40 dae en 40 nagte versoek het, waar die Here Jesus elke keer geskryf het, gesê, daar staan ook geskrywe, maar luister na die antwoord van die Here. Hy probeer hom in geen opsig regverdig. Hy sê, jy mag nie, jy mag nie, jy mag nie. Ons sê nee, maar nie sê mag nie. Nee, hierdie is 'n weg van die Here vir my. En hierdie is 'n opening vir my. En daardie is dit en daardie is dit. Nee, daar is nie 'n mag nie. Maar die Here Jesus baie duidelik eintlik uitgebeeld. As die duiwel jou kom versoek met die woord, sê dadelik vir hom, jy mag nie. Dit meen, dit wat jy nou vir my sê, ek mag dit nie glo nie. En soos ek weer sê, en geld is die grootste
En die sterkste wortel van alle kwaad. Nou sê hulle, ja, maar die liefde vir geld. Nou, hier is 'n interessante ding. Nou, waar het jy die liefde vir geld vandaan gekry? Van geld af. So, jou geld, die geld wat jy het deur liefde na jou toe gekom. Halleluja. Want jy het geld begin lief kry, nou wil jy net geld maak. Maar die liefde vir geld lê binne in die geld. Want almal het geld lief. Halleluja. En hulle kyk of hulle meer in die hande kan kry, sodat daar vir hulle gesond kan word. So, wat hier gebeur, my broer en suster, en dit is dat die versoekinge, waar die Here gebid het, waar kom dit die nuwe versoeking kom nie? Die grootste versoeking is, nommer 1, ek kan op die woord reageer. Die Here het vir my gesê. Dis soos mense wat nou slang aan die kerk. Die Here sê, slange opneem, jy kan 'n slang opneem en hy sê jou pik en hy kan jou niks skade doen nie. Ja, nou hou hulle slang in die kerk. Ek weet nou kom dit by, ja, ek spreek die woord en ek doen dit en ek doen dit en die Here sal hoor en antwoord. Ek wil nou vandag vir u sê, dit sal nooit gebeur nie. Weet jy waarom? Daar is regte in die woord wat jy nie vir jouself kan claim nie. Want Christus het die regte uit die woord uit weggewys. Nee. Om God nie te versoek nie. Want oomblik as jy regte van die woord gebruik om jouself te verhef, nee, dan versoek jy God. Wees baie versigtig. En die laaste een is natuurlik die geld. Die duiwel kom versoek jou daarmee. Halleluja, maar dank die Here vir 'n wapenrusting wat vir ons gegee is. Vader, baie dankie sê vir die onfeilbare woord en dankie dat die Here Jesus, dat u ons self leer wat moet ons doen wanneer ons deur die duiwel versoek word uit die woord van God. Dankie dat u ons nigter maak sodat ons dit reg kan onderskei, sodat ons nie val vir die versoeking van die vyand nie. Aan u bring ons al die lof en die eer vir u goedheid en ons prys u daarvoor. Amen en amen.